Seën ons Here God, seën Afrika. Laat haar mag tot in die hemel reik. Hoor ons as ons in gebede vra. Seën ons in Afrika, kinders van Afrika. Hou u hand toe hier oor Afrika, lei ons tot by eenheid en begrip. Hoor ons as ons u om vrede vra. Seën ons in Afrika, kinders van Afrika. Daal neer, o Gees, Heilige Gees. Daal neer, o Gees, Heilige Gees. Kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees. Lei ons, o Heilige Gees. Seën ons Here God, seën Afrika. Neem dan nou die boosheid van ons weg. Maak ons van ons sonde ewig vry. Seën ons in Afrika, Kinders van Afrika. Daal neer, o Gees, Heilige Gees. Daal neer, o Gees, Heilige Gees. Kom woon in ons, lei ons, o Heilige Gees. Kom woon in ons, lei ons, Heilige Gees. Kom woon in ons, lei ons, Heilige Gees. Kom woon in ons, lei ons, Heilige Gees. Lei ons, o Heilige Gees. Lei ons, Heilige Gees. Goeiemôre vriende, ek wil vanoggend vir julle baie welkom sê. Eerstens in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Mag jy vanoggend ervaar dat die Here met jou persoonlik praat en welkom by die diens van die Strooidak Kerk. Dis baie lekker om vanoggend saam met julle te wees. Ag vriende, ek wil sommer in die begin vir julle vra, daar sal 'n skermpie op u skerm kom, 'n SnapScan. So die van u wat daarvan gebruik maak by restaurante of iewers by 'n winkel sal weet wat om te doen. Soos enige ander organisasie het ons ook in hierdie tyd inkomste nodig en ons sal dit vir u baie dankbaar wees en dit sal vir ons wonderlik wees as u 'n bydrae vir ons ook via die SnapScan kan maak. Vriende, ek wil sommer net sê, mag die Here vanoggend oor iets aktueel met ons kom praat en mag hy
elke oomblik vanoggend persoonlik met my en jou kom praat. Ek wil graag begin deur vir u 'n kort stukkie voor te lees. Dit kom uit Ekerk, die internetkerk wat al baie lank tyd bestaan, wat Stefan Joubert begin het. En meer spesifiek op die 29ste Julie sê Stefan Joubert die volgende in goeie nuus. Hy sê, party buig, ander dink dis uitverkopery. Almal beklei met almal oor wie se lewens maak die meeste saak. O ja, en dan is daar ook nog die immer gewilde vir of teen die president gesprekke. Om nie van die Amerikaanse president te praat nie. Die temperatuur styg. Amper niemand hoor mekaar nie. So voel dit as jy na publieke media en sosiale media kyk, nog erger. Presies dieselfde tipe debatte herhaal net so tussen baie Christene. Oor en weer maak godsdienstiges mekaar af as verraaiers, verloners van die waarheid, rassiste. Dan wonder ek, sê Stefan, hier in my klein digitale hoekie, hoekom het ons as navolgers van Jesus nie 'n autentieke gesprek aan die gang wat gekenmerk word deur warmte, verdraagsaamheid en die regte soort eerlikheid nie? Hoekom reageer ons gedurig net op ander gesprekke? Hoekom vergeeslik ons net hulle spreuke met 'n paar Bybelverse? En ek het aangehaal uit goeie nuus van Ekerk op die 27ste Julie 2020. Vriende, op die 28ste Julie, wat nou verlede Dinsdag aand was, het ek op 10:00 saam met Christel Webb-Joubert op RSG gepraat oor die onregverdighede in ons land rondom Grendeltyd, hoe mense dit ervaar, party van hierdie goed half bizar is, maar meer spesifiek het ons aand daarom gegaan oor wat die invloed van hierdie onregverdigheid is op mense in Suid-Afrika se geestesgesondheid. Vriende, en nadat ek het gesprek gehad het, wat ek gedink het baie positief is, en mense baie gehelp het, en ek ook daai positiewe terugvoer gekry het, het ek ook van 2 mense ongelooflike harde en negatiewe persoonlike terugvoer gekry. Woorde en goed wat ek nie kan lees nie, maar mense wat my in my persoon aangevat het en aangeval het en my uitgekry het vir alles wat sleg is in hierdie wêreld. Vriende, die mense praat op hierdie stadium in ons land en in wêreldwyd, die gunsteling woorde is dit is die nuwe normaal. Dis die nuwe normaal van wat gebeur, en elke dag skuif hierdie nuwe normale ook. So vertel Esri Malan, 'n pastoor in die Parel vir my, nogal 'n komiese ding. Hy sê hy kom nou die dag by 'n padblokkade aan, en die polisieman kom en vra vir hom iets, en Esri antwoord hom, en op 'n stadium sê die polisieman vir hom, ag meneer, ry maar eerder. Hy sê, want ek weet ook nie meer nie. Dit is asof ons gekom het op 'n punt waar ons ook kan sê, maar ons weet nie meer nie. Ons weet nie meer wat hierdie nuwe normaal is en waarheen ons op pad nie. Die vraag vanoggend net is, vriende, het dit nou die nuwe normaal geword dat ons almal hopeloos, negatief en sinies in ons land en in die wêreld geword het? Is dit nou die inding? Is dit nou die tendens? As jy nou weer viral gaan, moet jy negatief wees. As jy wil 'n impak maak op mense om jou, moet jy negatief wees. Het dit nou die nuwe normaal geword, vriende, dat kinders van die Here mekaar begin etiketeer het as vir teen BLM of vir BLM? Het dit nou die nuwe normaal geword? Het dit nou die nuwe normaal in ons land geword dat ons vir of teen Cyril is? Het dit nou die nuwe normaal geword dat daar aan die een kant van ons land die pessimiste is en aan die ander kant die optimiste, en dat ons mekaar vernietig
oor die standpunte wat ons inneem. Vriende, die wonderlike nuus vanoggend is dat een van die sterkpunte van die Nuwe Testamentiese kerk was dat hulle nie nominale Christene was wanneer dit hulle gepas het nie. Met ander woorde, vriende, dit het hulle lewe bedreig. Om te gesê het in 'n klein minderheid in daai stadium van die wêreld dat ek vir Jesus Christus bely, het iets om my gevra. Ja, dit het selfs my lewe gekos. Hulle kon nie net gesê het, maar ek is 'n Christen of ek is 'n nominale Christen as dit hulle pas nie. Nee, vriende, want dit het hulle lewe van hulle gevra. Hulle het nie die Christendom of een of ander ideologie aangehang nie. Hulle het nie net die Christendom gebruik om skoolvergaderings mee te geopen het of een of ander vergadering amper soos 'n blikoopmaker alles te open en dit maak nou vir jou van 'n kind van die Here nie. Nee, vriende, en nogmals nee vanoggend. Want hoekom? Hulle het Markus 8 vers 34 tot 38 gelees en geleef en verstaan. So kom ons lees vanoggend Markus 8 vers 34 tot 38 saam. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê: As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis dra en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag? Vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as die Vader. Vriende, ek wil net weer vir u vers 38 lees. Wie hom dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom saam met die heilige engele. Vriende, is ek en jy vanoggend skaam vir Christus en vir dit waarvoor hy gestaan het? Is ons skaam om hoopvol en positief en dankbaar te wees? Want vriende, net nou in hierdie tyd word ons uitgekry as, soos ek uitgekry is as 'n opportunis en as sagte ouetjies wat niks weet van die harde realiteit daar buite nie. So vertel een van ons gemeentelede vir my, hy werk daar in die noorde van Angola en in die DRK werk hy op 'n myn al vir baie lank. En so vertel hy dat hy daar wonderlike, sagte, ongelooflike kind van die Here. Vertel hy hoe dat hy soms daar op 'n ou Kersaand of op 'n Kersdag alleen moet sit. Hoe daar min mense op die myn is, maar dis nie wat hom alleen maak nie, vriende. Die feit dat niemand op daai stadium met hom wil assosieer nie. Want u sien, hierdie vriend van my is iemand wat totaal al opgehou alkohol gebruik het. En dit maak nie van hom 'n goeie persoon nie, maar iemand wat die waarheid en reg en geregtigheid en sagtheid die hele tyd in 'n harde wêreld uitleef. Word hy uitgestoot en weggestoot, omdat hy getrou wil wees, omdat hy 'n kind van die Here is. Die vraag is wat ek vanoggend vir jou wil vra, liewe vriend, is: het ons skaam geword om voete te was? Nie 'n oulike ritueeltjie iewers in die kerk nie. Nie met mooi handdoekies en mooi sepies en as dit ons pas nie. Nee, vriende, ek praat hier van harde voete was. Het ons skaam geword om 'n tweede myl te stap? Het ons skaam geword om empatie te toon en weer te luister, selfs na ander mense wat van ons verskil en ook in geloof en ideologies verskil? Het ons skaam geword
om alles te gee om te verstaan. Nee, vriende, die kruis was nie net iets wat hierdie eerste gemeente om hulle nekke gedra het in mooi goud en 'n mooi hangertjie nie. Of dit was nie net 'n teken wat hulle gewys het voordat hulle op die sportveld gegaan het, of veral as hulle die wedstryd gewen het nie. Nee, vriende, hulle het geweet, om aan Christus te behoort, sou beteken, vriende, dat hulle lewe, hulle belange, hulle ideologieë, dat hulle hierdie goed kon verloor. Hierdie gelowiges was maar 'n klein groepie, 'n randfigure. Ons moenie dink omdat die Christendom een van die grootste gelowe vandag in die wêreld is, dat dit in daai tyd so was nie. Nee, 'n klein onderdrukte groepie randfigure wat gesê het, ek dra hierdie kruis en ek dra hom op my rug en dit beteken ek is gereed om te gaan sterf vir Christus. Ek wil vanoggend vir jou vra, is jy? Is ek en jy, vriende, in hierdie tyd bereid om die kruis op ons rug te dra, en nie net 'n hangertjie om ons nek nie, om te gaan sê, dit staan nie iewers op 'n skoolbeleid of op 'n landsbeleid nie. Ek is bereid om my lewe vir Christus af te lê. Vriende, is ons bereid om hierdie tyd alles op te gee? Alles af te gee ter wille van Christus en ander mense om ons. Ek wil vir jou asseblief vra, moet asseblief nie te gou antwoord nie. Want daar is ongelukkig nog 'n klousule by. En die klousule wat in hierdie kruisdra opgesluit is, vriende, se naam is die tweede gebod. Die eerste kerk het ook geweet dat hulle ander mense moet dien en lief hê. Ander mense, vriende. Mense wat Christus bely, maar 'n ander ras is. Mense wat Christus bely, maar wat in 'n ander klas is as jy. Miskien baie ryker of miskien baie armer. Mense wat Christus bely, miskien in 'n ander geslag is as jy. En daarom sê Galasiërs 3 vers 28 dit vanoggend so mooi, vriende. Dit is 'n aangrypende gedeelte waar daar staan die volgende. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek is nie. Met ander woorde, watter ras jy vanoggend is nie. Of jy bruin of swart of jy wit is, maak nie saak van watter ras jy is nie. Of jy in Black Lives Matter is of buite dit is of vir dit of teen dit is nie. Dit maak nie saak of jy 'n slaaf of vry man is nie. Met ander woorde, jou klas, jou ekonomiese inkomste vanoggend nie. Dit maak nie saak of jy 'n vrou is of jy 'n man is nie. En dan die woorde, Galasiërs 3 vers 28, in Christus Jesus is ons almal een. En as julle aan Christus behoort, sê hy vir die Jode verder, is julle ook nakommelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Sê hy vir hierdie gemeente in Galasiërs. Met ander woorde, vriende, dat ons is almal, of jy 'n Jood is of nie, ongeag jou herkoms, is ons almal een in Christus Jesus. Almal wat Christus bely, vanoggend in hierdie land en in hierdie wêreld, vriende, is een. Ons in Suid-Afrika word nie meer geïdentifiseer deur ons ras of ons klas of ons geslag nie. Vriende, as ons in Christus is ons een. En as jy vanoggend die in opstand kom hier teen of die boodskapper vir my wil aanval of slegte e-posse vir my skryf, vriende, hierdie kom uit die woord uit. Dis wat Christus van my en van jou vra. As jy vanoggend 'n belydende kind van die Here Jesus is, kan jy nie teenstem nie.
Vriende, baie mense is meer bekommerd oor die COVID-19, die post-COVID-19 se ekonomie. Baie is bekommerd oor die post-COVID-19, die wêreld waarin ons geleef. En natuurlik moet ons daaroor bekommerd wees, maar weet u waaroor is ek meer vanoggend bekommerd? In terme van die post-COVID-19. Ek is baie meer bekommerd oor die rasseverhoudinge wat daarna gaan staan. Want jy sien vriende, op hierdie stadium in ons land en in die wêreld is daar 'n rassekookpot. Ons vertrou mekaar nie meer nie. Dit gaan slegter met ons in terme van rasse en hoe ons oor mekaar dink as baie 'n paar jaar gelede. Maar vriende, die Nuwe Testamentiese kerk het ook vanoggend, en dis wat ek ook vir julle wil sê, kom lees saam met my, het ook Efesiërs 2, het hulle ook gaan lees. Efesiërs 2, vriende, kom lees saam met my daar vanaf vers 13, waar daar staan, maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Jesus Christus. Christus is ons vrede, hy wat die twee, Jode en nie Jode, eengemaak het. Met ander woorde, in ons taal, hy wat die gelowiges en Christene vir BLM en in BLM en teen BLM, wat ons eengemaak het. Deur sy liggaam te gee, luister vriende, wat was sy opoffering? Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek, wat soos vroeër 'n muurskeiding gemaak het. Luister mooi verder, die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef, en deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie Jode, wit en bruin, man en vrou, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis, het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap, en die twee met God versoen, en tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jood en nie Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Luister mooi vriende, julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. En dan die belangrikste twee verse vir my van hierdie gedeelte. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Vriende, wat sê vers 14b vir ons vanoggend, en ek wil dit weer herhaal vir u, deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Vriende, dit is baie eenvoudig, dit staan nie voor ons. Christus het sy liggaam gegee. God het sy eniggebore seun gegee. Hoekom? Sodat Jode en nie Jode een kan word. Sodat wit en bruin vriende kan word. Sodat verskillende mense wat kinders van die Here Jesus is, maar verskillende ideologieë aanhang, sodat ons een kan word. Maar meer vriende, vers 22 sê dit so mooi, 'n geestelike gebou, ons raak 'n geestelike huis waarin God kan woon, die oomblik as daar eenheid tussen ons is. Christus het aan die kruis gesterf, vriende, om man en vrou, ryk en arm, swart en wit, by mekaar uit te bring. Hy het sy lewe gegee, sodat ons in liefde en in eenheid in Suid-Afrika, ook in COVID-19 en post-COVID-19 kan saamleef. Vriende, as ek en jy gedink het, ons kry swaar in COVID-19, wel, God kry meer swaar
en is meer hartseer as ons. Hoekom? Want hy het sy seun gegee, vriende, vir hierdie land. Hy het sy seun gegee sodat ek en jy in liefde en eenheid in hierdie pragtige Suid-Afrika kan leef. En as gevolg van Christene in hierdie land is dit besig om jammerlik te misluk. Die vraag vanoggend is, vriende, is God nog hier? Is God nog hier by ons in hierdie mooi Suid-Afrika? Ek dink dis nogal 'n relevante vraag. Vers 22 sê, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Vriende, ons eenheid tussen wit en swart, ryk en arm, man en vrou, is God se tuiste waarin hy in Suid-Afrika bly. Die eenheid tussen ons is sy huis. Christene, 70% daarvan in ons mooi land, ons skep hierdie huis. En die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra, vriende, is dit nie hoekom dit ten diepste so gaan in ons land nie? Is God nog hier? Liewe vriend, en net ek en jy as gelowiges kan daardie huis weer bou. Een persoon op een persoon, een vir een. Elke individu moet jou hand vanoggend in jou eie boesem plaas. Nie jou vriende nie die ander klere, die ander rasse nie, jy. Ek en jy sal die kruis van Christus weer op ons rug moet laai. Wat beteken dit prakties, vriende? Ons sal bereid moet wees om weer sleg gesê te word. Ons moet bereid wees, vriende, om weer dat mense 'n sekere stereotipering van jou vorm. Ons moet bereid wees om weer te gaan afbreek die mure tussen ons en ander. En nie, vriende, nie vir BLM of nie vir plaasmoorde of vir Afrikaans of Black First, Land First nie. Nee, in hierdie land vir Christus. Want jy sien, dis die enigste antwoord. Kom ek en jy bou weer vir God, vriende, in hierdie land 'n geestelike huis. Hoe doen jy dit? Deur elke dag te gaan werk en te gaan praat en te gaan leef vir eenheid. Om positiwiteit, om hoop, om liefde, om omgee weer in hierdie land in te dra. Vriende, kom ons nooi hom weer terug na ons mooi land toe. Maar dit, vriende, gaan iets van jou vra. Dit gaan miskien meer as iets van jou vra. Dit gaan selfs miskien jou lewe van jou vra. Amen. Here, ons kom in hierdie oggend en ons sê dat ons moedeloos raak oor die rasseverhoudings in ons land. En dat ons voel dat ons baie keer klaaglik misluk. Maar Here, is dit nie miskien omdat ons nie die huis van eenheid wil bou nie? Nie die huis van eenheid word nie maar net maklik, sommer net vinnig daar opgesit oornag nie. Nee Here, dit is soms bloedsweet. Dit is soms om soos 'n kaal man aan die kruis te hang en te sê, ek gee my lewe ook vir Suid-Afrika. Help vir ons om te verstaan, Here, dat daar is nie meer Jood en Griek nie, daar is nie meer wit en swart nie, nie in u oë nie. Daar is nie meer ryk en arm, met ander woorde vry en slaaf nie, daar is nie meer man en vrou nie, maar in Christus Jesus, deur die kosbare bloed, deur sy lewe aan die kruis te gee, is ons nou een. Help vir ons om bereid te wees om die kruis op ons rug te dra, en Here, en uit liefde en omgee, selfs bereid te wees om ons lewe af te lê vir die eenheid van Christus Jesus in hierdie land. Ons vra dit en daai hulp, Here, want ons gaan baie hulp nodig hê in u wonderlike naam alleen. Amen. Vriende, ek wil vir u vra om sommer so rustig te sit en stil te raak in gebed.
terwyl u na hierdie mooi musiek luister, sommer vir die Here te sê, Here, help vir my om my verharde hart of miskien my ore wat nie meer mooi kan hoor nie as gevolg van die was daarin, of miskien die balk in my oog, help vir my om dit te verwyder. Help vir my om weer hoop en liefde en omgee in hierdie land te gaan saai, sodat ons in eenheid vir u 'n huis kan bou.
Vriende, ek wil graag die seën oor u uitspreek. Voordat ek dit doen, wil ek weer uitnooi. Ons gemeenteraad het sommer vir my gevra om vir u te vra, daar sal 'n snapscan wees, of u asseblief vir ons sal help, en as u 'n bydrae wil lewer, sal ons dit wonderlik en baie waardeer. Maak nie saak waar oor die wêreld u vanoggend sit nie. Baie dankie ook daarvoor. Vriende, ek en jy is die sout vir die aarde. Ons is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Laat julle goeie werke so voor die mense skyn, dat julle God wat in die hemel is, daardeur verheerlik sal word. En mag julle deur die eenheid in ons land 'n geestelike huis vir God bou. Amen.